Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ons gaan voort met Jesaja 44. En wanneer ons nou hier lees, dis regtig nodig dat jy die belaglikheid van dit hoor. Dis wat die teks wil doen. Die teks wil vir jou, wil eintlik die spot dryf daarmee, wys hoe belaglik dit is. En hoekom dit beter is om 'n stuk hout te vat en 'n vuurtjie daarmee te maak en 'n lekker vleisie daarmee te braai, as om nou 'n God daarmee te maak. So kom ons lees dit. Die wat gesneede beelde vorm, hulle almal is nietig. Hulle geliefde maaksels baat hulle niks nie. Hulle getuig self oor hulle gode. Hulle sien niks nie en weet niks nie, sodat hulle beskaam staan. Wie vorm 'n God, wie giet 'n afgodsbeeld wat hom niks baat nie? Kyk, al sy aanhangers staan beskaamd, en die vakmanne, hulle is bloot mense. Hulle kom almal byeen, neem hulle plekke in, raak vreesbevange, staan saam beskaamd. Die ystersmid slyp sy gereedskap en werk met gloeiende kole. Met hamers vorm hy iets en bewerk dit met sy kragtige voorarm. Hy word selfs honger en is sonder krag. Hy drink nie water nie en raak uitgeput. Die skrynwerker span 'n maatlyn. Hy merk die buitelyne af met 'n griffel. Hy werk aan die hout met kerfmesse, merk in sirkels die buitelyne af. Hy maak dit in die vorm van 'n man, 'n pragtstuk van 'n mens om in 'n huis te woon. Dit was vir hom nodig om seders af te kap. Hy het 'n kroondenn of 'n eik geneem. Hy het dit tussen die bome in die bos laat groei. Of hy het 'n sparboom geplant en die reën het dit laat groei. Dit is daar vir 'n mens om vuur mee te maak. Hy vat daarvan en maak hom warm. Hy kan vuur maak en brood bak daarmee. En 'n God maak en daarvoor buig in aanbidding. Hy maak daarvan 'n afgodsbeeld en kniel daarvoor neer. Die helfte daarvan verbrand hy in 'n vuur, op hierdie helfte is vleis wat hy kan eet. Hy braai dit en word versadig. Hy maak hom ook warm en sê, ai, ek word warm. Ek sien die gloed van 'n vuur. En die res daarvan verwerk hy tot 'n God, tot sy afgodsbeeld. Hy kniel daarvoor neer, buig daarvoor in aanbidding, aanbid dit en sê, red my, want U is my God. So, vriende, ons lees tot sover. Ja, hoor die bespotting, hoor die belaglikheid daarvan, en besef dan, dat daar vandag nog baie meer afgodsbeelde is, as wat ons dink. Daar's baie ander godsdienste. Daar's selfs in ons godsdiens mense wat goed doen, wat dieselfde is as afgodsdiens. Sommige van ons bygelowe. Hoor nou, ek ry hierso, nou sien ek, omdat ek baie in die aand ry, die mooiste uile. Nou hoor ek van die bygeloof dat nie as die uil op jou dak geluide maak, dan gaan iemand sterf. Julle, dit is niks anders as afgodsdiens nie. En so het ons baie sulke goed. Ek en jy gaan moet leer, my lewe is in die hande van die lewende God. En ek gaan net hom vertrou. Ek gaan nie enige ander godsdiens vertrou nie. Ek gaan nie op enige iets anders staat maak nie. Ek gaan my nie steur in enige bygelowe nie, want ek vertrou my lewe toe aan die lewende God. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag hê. En Here, help ons om in Here vas te hou.
Ja, help ons om dit uit te leef, tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.